Getrouwbare Hemelse Vader, Here, ons dank Here vir die oomblik en uur, Here. Here, het nou op die belangrike uur gekom. Here, hier is ons apostel, Here, my koning. Here, ek bid, Here, dat u omlei, Here. Wanneer hier gaan staan, Here, dat dit nie hy sal wees, Here. Maar u woord, Here, my koning, wat hom, Here, my koning, gebruik, Here. Here, my Vader, laat die Here 'n tool gaan wees vanmôre. Die regte tool, Here. Here, wat Here in ons harte sal kom, Here. Vader, ons nooi u woord, Here. Here, om Here plek te neem, Here. Here, Heilige Gees, lei op, Here, my koning. Vader, ek bid, Here, my koning, laat die woord, Here, in elkeen se harte sal kom. Here, ek bid dat die woord, Here, my koning, Here, ons gaan aanraak, Here. Vader, ons hier gaan uitgaan, dat ons nie meer dieselfde wees nie. O, Heiland, ons het nodig, Here, my koning, Here. Here, ons kan niks sonder u, Here, my koning. Ons weet die teenwoordigheid, Here, die man van die Here, wat u gaan gebruik, Here.
dat U die Here ons sal spreek. Here, ons weet, Here, my koning is magtig en hy is heilig, Here. Daar is niemand soos U, Here. Gebruik die man van God, Here. Here, my koning, ek bid, Here, dat hy sê soos wat U sê, Here. Dat hy lig terug sal trek, Here. Dat hy U woord sal bedien. Asseblief, Here, my koning, in Jesus naam. Amen. Geliefdes broeder in Jesus naam, U mag U sitplek inneem. Sê vir die persoon langs in jou, vanmorgen gaan ons begrafnis hou. Klink nie vir my, is mense wat besig is om begrafnis te hou nie, maar ons gaan vanmorgen begrafnis hou. Genesis 37 en Genesis 45. Ek het dit genoem aan die week en dat ek is 'n groots op aarde die skoolstand 3 gelos. Kan nie so lekker lees nie, soos ek 'n helper kan kry, gaan ek dit waardeer. Die Here seën wonderlik, amen. Laat my toe om die atmosfeer teenwoordig te groet. In die geseënde naam van die Here, elke toehoorder in die naam van Jesus, amen. Dis 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God te wees. Jesus vaardig vir Moses af. En hy sê, as jy by Farao kom, dan gaan sê jy vir hom, ek is wat ek is. Het jou gestuur. Ek is vanmorgen gestuur van ek is. Of wat ek is. Ons evangelis Asnaf is erken in die teenwoordigheid van die Here. Ons Papa Richie ook in die agterkant. Ons apostel Mafata en eggenoot, ons leraar. Elke pastoor van Wyk en eggenoot, elke broer, suster, elke evangeliste. Mooi moeders in die geseënde naam van die Here Jesus. Halleluja. Evangelis Goedon, kan u vir my help, want Genesis 45, versie 1 en 3. Ek wil saam met u lees. Genesis 37, versie 3. En Israel het Josef meer lief gehad as sy seuns. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok gemaak. Mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Evangelis Goedon 1 tot 3. Genesis 45 1 tot vers 3 sal lees as volg. Toe kon Josef hom nie meer langer bedwing voor almal van hy by hom gestaan het nie. En hy het geroep dat almal van my af weggaan. En hy het daar niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het. Vers 2, daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en die wys van Farao dit gehoor het. Vers 3 sal sê, en Josef het vir sy broers gesê, is ek, Josef, leef my vader nog. Maar sy broers het hom nie geken nie. En geantwoord, want hulle was verskrik voor hom. Baie dankie, evangelis. Die verhaal van Josef en sy broers begin nie net aan die 37ste hoofstuk nie. Maar die Bybel sê van Josef se kinderjare af het hy 'n storie gehad. Dan reg aan te praat ons van u wat nie was nie. God kan jou storie verander. Johannes 11
Vrydag aan Sagaria hoofstuk 9. Jerusalem se storie was verander weens die besoek van die donkie. Gisteraand praat die Here weer wonder. Ligters hoofstuk 16. En sy hare het weer gegroei. Met die juig in plaas van koordas. En vanmorgen wil die Here hê ons moet 'n subthema wanneer die thema aanbring. God kan jou storie verander. En die thema wat ons vanmorgen sal bedien, rest in peace. Waar ons hierdie teken sien, is by die begrafenis. En almal wat daar is, kom nie weer. Het geen nie om hoe lief jy vir hom was nie. Het geen nie om hoe lief jy vir haar was. Maar wanneer ons die rest in peace teken opsit, dan is dit neesie voorbij. Joseph beland in die gevangenis. Die Bijbel sê, hy word toegesluit. Joseph was benam as die dromer. Joseph se werke kon hulle nie regtig aanvaar. Opgesluit in die gevangenis. Maar die guns van God het nog nie van Joseph bevind. Dit meer nie as hy in 'n situasie is dat God net vergeet van jou. Hy sê aan sy woord, al gaan jy deur die vuur, sal dit jou nie oorstroom nie. Al gaan jy deur die vuur, sal dit jou nie vasknoei. My guns gaan met jou wees. Daar met die verleiding van jou strijd. Daarom sê hy, swak in die dag, arm en bloed, jaaier, en kom. Hierdie hoort die gebrek nie. Swak in die dag, en kom. En die gevangenis kry hulle 'n droom. Maar het boek van Joseph. Jy, dis uit jou comfortzone uit. Kan jy vir ons die droom? Kan jy vir ons die droom? Joseph was in die gevangenis, maar sy guns het hom nie verlaat. O Here, hy gee hulle die droom. Hy sê vir hom, in 3 dae sal Farao jou weer aan jou rang herstel. Die tweede man gee die droom. Hy sê, dit is wat hy droom. Hy sê, en jy sal weer die skinker van Farao wees, soos die vroeger was. En die gevangenis was die guns getrou. Hy is 'n sondaar. Hy lewe uitspandig. Hy het 'n uitspandige geskiedenis. Maar die guns van God as nog soos 'n magneet wat op soek is. Oh. Oh. De rock van Joseph was een teken van guns.
En het gewys Josef was afgesonder. Hulle kon vir Josef luister. Hulle kon hom hoor as hy praat. Weet jy waar die probleem ingekom? Toe sy vader vir hom die rok maak. Ek weet nie of iemand my hoor. Die probleem het ingekom. Toe sy vader vir hom die rok maak. Toe hy die rok kry, toe besef sy broers, hoe is die ding? Want Josef daar aan ons gesê, ons gaan bijgevoel hom. Toe hy die rok kry, toe die water troebel. Hulle kan jou verdra, as hy niks het nie. Maar die moment wat jou elevate, dan begin hap, dan begin twist, dan begin familie aan opstand kom, dan begin familie jou te verdra. Laat sy vanmorgen, verwacht, as die probleem. Evangelist was in Josef se rok. Was die groot probleem. Nou verstaan ek. Die mat van sy rok. Daar was 'n linde. Elke linde het sy betekenis gehad. Die getalknope het sy betekenis gehad. Die tonsel het sy betekenis gehad. Sy broers sit, hulle kyk na hulle, maar luister, hoekom is die rok so uitsonderlik? Ek wil die kerk vanmorgen sê, pas die rok op! Pas die rok op! Hulle lei op! Kan kry, makkel om die dood. Hulle sny nie sy kop af nie, maar hulle beskadig. Hulle beskadig net die rok. Van die rok was die probleem. Ek sê maar wat jy wil, praat soos jy wil, los my rok, los my rok. Maar die ganse body is. Toe die verlore seun terugkom is. Toe was daar nie die fees, maar die susters in Linga. Maar die vader soek die bes. Hulle kon gekrap en gekyk het. As daar die ou kledingstukkie. Maar die vader sê, gee vir hom 'n rok. Die broer wat nie so seer kwak. Van die broertjie op plek te kom en maar hier hier te verander. Josef se rok was die groot probleem. God gaan jou storie verander. Die Bijbel sê, nadat hulle hom verkoop aan Potifar se vrou. Die Bijbel sê, die guns van God was so magtig op terwille van die rok. Potifar se vrou was besig om hom te versoek. Wat 5 sê no. Guns sê nee. Die Bijbel sê, en Josef hardloop van Potifar se vrou. Van hy beskerm die waarde van sy rok. Jy kan nou na die gevaarlike toets gaan. Die missies Los Aspres, die 49 en 80 sent
op die kas. Ik hoor net een vierand om mijn tekst ver is te volgen. En zei je voor jezelf, ja, ik zal niet die vierand achterkomen. Dat is reeds die vierand wat Nona vandaag nodig heeft om voor die kinderen zoiets te gaan komen. Bescherm door rok. Het je al gezien? Een vrouw is even aantrek. En dat mag je uren, deze haastig. Mag ze uren voor je spelen. Dan is het die rok. Dan is het die rok. Dan wordt het gevraagd, hoe zit die rok? Zijn niet te stijf. Zijn niet te vet. Zijn we zeker. Die rok. Zijn we zeker mag die rok. Dat zij prijs krijgen. Terwijl het niet straalt. De Bijbel zegt, nadat hij, voordat hij met die put gooit, vat een stuk van die rok. Kom bij de huis. Zeg voor die vader, ik zie hem. Als die wilde dieren van die veld opgevreed. Als ik die pa was, zou ik gevraagd, waar is die kop? Waar is die hand? Waar is die voet? Gaan wijs mij waar die toneel is. Toen die vader kijkt naar die stuk rok, de Bijbel zegt, toen wordt hij inner. Maar God moet voor Moses eerst aan die put krijgen. En het niet geweet dat die rok van Moses wat hulle beskadig bewerkstellig een nieuwe voorbereiding aan die koninklijke huis van Farao. Hulle vernietig die plan van God door die rok te beskadigen. Maar het is geweet dat the plan of God is still in process. Joseph is dood volgens die boodschap. Rest in peace en die gemeenschap. But to convert it, resurrection in progress. Watch the space. I know me is coming soon. Oh yeah. Allemaal weer. Joseph is dood. Voor 13 jaar wordt hij voorbereid voor een koninklijke kleed. Voor 13 jaar moet hij gaan bakken door die leven. God bereidt je voor een nieuwe rok. God is bezig om een krachtig en oprechte story voor Joseph uit te schrijven. Werk samen een ander oog. En kom krijg die man daar als een general ook. Baie eenvoudig. Allemaal van ons wordt boer om aangesteld.
En later dink ek over die man 'n voorspraak doen. Ek gaan dit by my senior, ek sê vir man, ek nodig 'n assistent in my departement. Die werk is te veel. Ek vra vir my, Matthys, vir wie het jy aan gedagte? Ek sê ek is vir Thomas aan gedagte. Die ou gooi sy bril op die tafel. Hy sê, maar Thomas is nog nie reg vir die posisie. Ek sê, maar ek is bereid om die man die basic te leer waarmee ek help. My voorstel was te klein. Voor 5 jaar werd Thomas gepraat. Eerste by die kantoor opsluit. Laaste by die kantoor. Almal in company voertuie. Thomas gebruik publieke transport. Daar's tye wat het reën. Dan moet Thomas 'n lift soek om by die taxi uit te kom. Maar toe die Here die tafels verander. Toe moet ek wat aanspraak gedoen het vir Thomas aan Thomas rapporteer. As die scepter van die koning draai. As die scepter van die koning draai. Dan geen demon in hell can stop you. Wat kan nou storie verander? 25 jaar van diens word jy nou eers in 'n senior pos ingesit. Thomas het vir 2 jaar in 'n senior posisie en Thomas word deur die hand van die dood weggeruk. Sooner or later, God is turning my favor. And He's turning it around for me. Joseph, uit die huis van Potifar se vrou, aan die paleis van Farao. Farao stel hom aan as koning om te heers oor die stad. Die Bybel sê, en nadat sy broers gedink het, die waarde en die karakter van Joseph is verblied, draai God om. Sy gee vir hom 'n koninklike keringstuk om aan te trek. Joseph se rok en sy vader se huis het afguns en jaloesie veroorsaak. Maar die rok uit die huis van Farao laat sy vyande blind word. Ek weet nie wat my hoor. Die kleringstuk wat jy aantrek sal maak dat hulle by jou staan en van jou skinder. Ek weet van wat praat ek. Die kleringstuk wat God jou sal mee aantrek sal maak dat hulle by jou kom soek. Waar is my vader? Joseph staan voor sy broers. Koninglik. A new me. Resurrection. In progress. Watch the space. Ek gaan vas. Sit vir jouself 'n droom. Ek gee nie om wat die salaris is wat jy nou pay. Maar dit is tyd om oor te vaar na 'n nuwe horison. Begin jou eie besigheid. Dit is tyd
kry vir jou 'n nuwe horison. Wat van jou storie? Ek het nie 'n probleem met my salaris wat ek verdien het, maar ek moes uitreik na 'n nuwe horison. Want my hoofstuk moet verander. Joseph staan voor sy broers en hy erken hom. Die Bybel sê in Genesis 45, Joseph het nie gehuil omdat hy bedroef was. Maar Joseph het gehuil vir die glorie van God wat sy broers. John Cena said, you can't see me. Joseph het gehuil vir die glorie van God wat oor hom uitstraal. Sy eie broers wat hom verkoop het. Hulle soek nog die rok met die hap in, maar hy is gekleed met nuwe klere. Regters vra hy vir Joshua, dit is in Joshua. Hy sê, dis nie die klere van Joshua. As jy net kan van nuwe kleringstuk aantrek, gaan jy die regte Joshua sien. Verander jou gedragspatroon. Hy staan voor sy broers. Sy broers kan nie glo as hy nie. Hy sê, dis ek, Joseph, julle broers, jou broer wat jy verkoop het, leef my vader nog. Die vraag van Joseph kom uit 'n kommer oor sy vader. Hy het vir my die rok gegee wat onmin tussen ons gesê het. Ek wil net weet, leef hy nog? Vergeet maar van my. Ek sê julle, ek ken my nie, maar antwoord my net, leef hy nog? Joseph se rok was 'n groot probleem. Hulle soek vir rest in peace. But there's a resurrection. A new me. A nieuwe Joseph. Maak sy verskyning. Dit klink amper vir my toe Jesus deur die muur verskyn, kom staan hy voor Thomas. Thomas wil weet, as dit regtig is. Hy sê, Here Thomas, kyk die vongatte in my hande. Kyk die vonde in my heupe. Hy sê, Thomas, die bewyse is hier. Vat jou hand en druk aan. Das ek, Thomas. Das ek, Thomas. Broers, das ek. Wat die voort is. Hulle kry my by 'n troostdiens, ek stap daarin. Ek sien hoe krap hulle mekaar. Hulle wys mekaar. Hulle kon die verbaasheid nie meer weerstaan nie. Hulle sê, Matthys, is dit regtig jy? Ons hoor dan jy so asfal en kry terug. Hulle soek 'n rest in peace. Maar hier is 'n resurrection. En wie ben ek? Maak 'n verskil. Een nieuwe rok. Die mensen zeggen, nee man, dat is hij Matthys. En dan zeg jij, je moet Matthys nou zien. Hij draait niet meer zoet zien. Hij antwoordt op beauty walk. Proga een stap. Doe stappen. Met glorie. Doe stappen. Met heerlijkheid. Van de Heere. Het een nieuwe kledingstuk.
en my liggaam was. Joseph se rok was die probleem. Jy het nie nodig kwaad te word. As hulle sê, as hulle weet hy voorbarig en hy gaan mis gaan sing nie. Blameer jou rok. Die man is nie nodig om sleg te voel. As hulle sê, jy gaan sien, as nou weer dat man is, wat moet gaan speel nie. Blameer jou rok. Jy het nie nodig om sleg te voel. As hulle sê, jy gaan dit doen. As nou weer hy wat moet vanaand gaan preek, blameer jou rok. Kyk, hoe genadiglik as Joseph tussen sy broers. Apostel Mafata het gesprek met Lot. Nadat hy hom voorstel, na al die vraag, vat hy sy hand, hy sê vir hom, laat daar geen getwis tussen ons wees, want ons is broers. Sy rok, laat toe dat hy jou vergewens gesind word. Joseph se rok. Hoor wat sê hy van? Hy sê, hier is die land wat aan my gegee is. Hy sê, kom, hier is veiding. Hier is volop. Hy sê, luister die land as groep. Kom bly hier. Sy rok. Hy verstaan die krag van sy rok. Here Matthys, hoe kan jy nog die mense lief gee? Wat so sleg van jou praat? Ek verstaan die krag van my rok. As jy my had, as ook jou lyk, ek roep iemand van jou inskap rond. As doos moet jy doen, dat was. Waar is dood aan my? Ek verstaan die krag van my rok. Selfde mens, toe ek alles verloor, was dieselfde wat vandag by my kom werk soek. Ek stel in diens, want ek verstaan die krag van my rok. Van Joseph het vir sy broer gesê, hier is verder. En dan vraag vir my, maar hoe hanteer jy die skade in 'n kort tyd wat jou drywers aan jou veroorsaak het? Ek verstaan die krag van my rok. Van die wie dit van my gegee het. Ek toegelaat dat die skade my tref. Dis wat hy wat sê. Kom my daar uit. Oh, Heer. Dis wat hy. Kom my daar. Die krag van my rok. Dat is 'n nuwe ek. Verskyn kom. Nou dan word jy kwaad. As jy wil jouself ding is ek wil hy man opkom, maar ek my face toe. Sweep op kom. Maar as jy by hom kom, en kla jou rok jou aan. Galasiërs. Trek die volle wat belas. Sodat jy staan. Joseph het hom toegerus. Joseph het nie daai oomblik die rok verstaan. Maar toe sy broers die stuk van sy rok vat, toe besef hy die moraal. Dis waarom
hulle vat uit jou mantel, word ook nie van enige een aangeraak nie. Jou mantel word nie van enige een gestryk nie. Jy kan nie toe dat jou vrou kwaad is en jou mantel stryk. Verstaan die krag van jou rok. As hy ook daar hang aan die kas, hang hom in 'n soekkamer. Want as hy nie hy moet ook nie enige plek aangetrek. Verstaan die krag van hom. Jesus stap in die stad. Die vrou van Bloedvloei het hy sy voet geraak. Nee, hy het 'n swem van sy mantel, van sy verstand die krag van God se mantel. Solank soos wat ek die apostoliese kamer het ek nooit my mantel na 'n graveyard toe aangetrek. Ek verstaan die krag. Ek verstaan die krag van my rok. Terwyl Dawid vlug vir Saul in die spieël, het hy geweet hoe Saul sal voel as hy 'n stuk van sy mantel. Oh, dis wat die vader van Joseph se hart geword. Heerlik prys. Ek dink daar was iewers 'n skrif. Daar's 'n skrif waar hy die mantel gevat het en dit op die water gestel. En die water het dit. Dit was die profeet Elisa wat die mantel wat hy geërf het van Elia op die water gestel. Weet jy wat nou en dan? Het hy nie eens nodig om te bid nie. Vat uit jou mantel. Vat uit jou mantel. Dit swaai op van die krag van God. Is in die mantel. Dit was die rok van Joseph. Was die probleem. Resurrection. Progress. God kan jou storie verander. Hulle het nie geweet. Hulle het seker gedog net Joseph het versmoor daar in die put. Maar die salwing van die mantel was die bloedond wat hom gesnevel het. En vanmôre wil ek vir iemand in hierdie plek sê, respek die krag van jou rok. Pas die krag van jou rok op. Jy kan alles vat. Jy kan die boordjie kan jy vat. Jy kan die kruis kan jy vat. My gordel kan jy vat. My kafs kan jy vat. Los my rok. Halleluja. Los my rok. Van die salwing van die rok kan dalk vir jou te swaar. Elke oog gesluit en elke hoof gebuig. Miskien het jou rok vanmôre bevlek. Daar is die chemicals om dit uit te spoel. Die waarde van die rok was afgeskryf.
Maar there's a resurrection in progress. God wil 'n nuwe storie skryf. Ek wil vanmôre saam met mense bid wat die krag van hulle rok opnuut wil terugbring. Dit is tog ek Joseph wat hier voor jou staan. Dit is ek. Die een wie hulle verkoop het. Dit is ek met 'n nuwe rok. Hulle kan nie glo nie. As Joseph kom, sou hy gesê dat dit as bloedtoetse doen. Maar om hulle se gedagtes te verfris, leef my Vader nog. Wie is vanmôre daar? Wat sê ek soek die waarde van my rok terug. Wie is daar vanmôre? Dankie Evangelis Asna, ek gaan tot by u kom. As daar nog vanmôre wat sê ek soek die waarde van my rok terug. Ja moeder, u was vurig in gebed. U het altyd die pad hier geloods. Maar u het dit gevoel weens die mense se wederstrewigheid. Het u die posisie afgestaan. Dis nou tyd om die waarde van die rok terug te kry. Dankie vir die hande wat opgaan. Is daar nog hande wat sê ek soek die waarde? Oh my God. Dankie. 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 Oh. Oh. Die tydens van die jammer is gereed om nuwe linne uit te knap. Die tydens van die jammer is gereed om nuwe linne uit te knap. Om de rok vanmorgen opnieuw te herstellen. Terwijl onze aanbidders niet krijgen dat het zo niet kan. Hij maakt een weg. Hij maakt. There's a resurrection. Hij maakt een weg. Voor jou. Julle wat die hande opgesteek het. Ek kan kom na die tyders. Ek sal tot by Evangelis Asna loop. Ek wat die hande opgesteek het, kom na die tyder. Hy maak een weg. Hy maak een weg. God wat nou weer. Hy maak een weg vir jou. Net soos het Moses. Maak hy een weg vir jou. Hy maak een weg. Hy maak een weg. Hy maak een weg. Hy maak een weg vir jou. Net soos met Moses. Maak die weg. Maak hy een weg vir jou. As daar nog hande vanmorgen. Hy maak een weg. Hy maak een weg. Hy maak een weg. Hy maak een weg vir jou. Het soos met Moses. Maak hy een weg vir jou. Hy maak een weg. Hy maak een weg. Hy maak een weg. Hy maak een weg vir jou en my. Het soos met Moses. Maak hy een weg vir jou.
Ons het uitgekom het vanmôre vir gebed. Ek wil vir u die geleentheid gee om self u bevlekte rok voor die Here neer te sit. As dit siektes is, kan u hand opsteek. As dit is vir 'n werk, kan u hand opsteek. As dit is vir 'n promosie by die werk, kan u hand opsteek. Ons gaan dit claim. Dat is net een vir werk. Die rest van ons wat hier voor is, ek kan u rok vir die Here gee. Ek gee vir u 'n paar minute praat met die Here. Oh, yes, Lord. Die suster het gesê, soos wat u glo, So sal dit wees. u moet glo, dat u storie sal verander. Vader, dit is in die naam van Jesus. Hier is die gesalfde, die geroepene van die Here. U ken sy omstandighede. U ken sy ywer. Vader, ek vat vanmôre autoriteit en ek lê my hande op die man van God. Sy hart vurig in evangelie. Maar Here, u weet van beter. Ek bid vanmôre dat die vuurvakkel van God volkome genesing in hom sal plaas. Ek bid die vuurvakkel van die Here wat sy menig gaan aanraak aan die naam van Jesus. Aan die naam van Jesus. Dat ons genesing versterk hom in Jesus naam. Ons klein dit aan die naam van die Here. Ons klein dit. Ons vraag vir 'n getuie dat die Here het 'n volkome genesing gebring. Dankie Jesus. There is a resurrection. There is a resurrection. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. I sense the Holy Spirit. I sense the Holy Spirit. Moet nie hesitate nie. Moet nie bang wees nie. Daar is krag wat jou aanraak. Daar is krag wat jou aanraak. Daar is krag wat jou aanraak. Dis joune, dis joune, dis joune. Dis joune, dis joune, dis joune. Aan die naam van Jesus. Aan die naam van Jesus. Aan die naam van Jesus. Heilige Gees kom maar vervul hom. Breek. 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 Yes,
Herstel dit. Herstel die lande. Herstel die lande. In Jesus' naam. Herstel die lande. Hulle het gekom met geopen harte. Hulle het gekom om te ontvang. Dankie dat U hulle weer herstel. Dankie dat U hulle weer herstel. Dankie dat U hulle weer herstel. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Ons nodig herstelling. Rabasaya. God is moving by His Spirit. Terwijl die kerk op hulle bene staan, en kan hy met die persoon langs U se hand vat. As daar 'n gap is, kom ons vat die gap. Een dag, mag